Goeiemôre, good morning. Ja, die week is amper op sy einde en ons is hier om vir jou daai ekstra hupstoot te gee om jou deur die laaste bietjie te help. Hartlike goeiemôre, good morning collega's. Dit gaan met my verruklik, kyk net hier so staan ek weer, doring tussen die ou pragtige rosies. Ag, dankie Pieter, is daar nie 'n lied in die hart vir oggend nie? Wat? Jy weet mos ek het altyd 'n hart, meer nou nog vanmôre, Elsa, ek wil sommer jorolariole. En daar's Ek kan nuwe tegniek. Ja, want ek moet hom klap, maar die diafragma slaap nog, jy weet, ek kan nie hoi. Maar in elk geval, vandag bederf ons al ons toekomstige bruide met alles oor die ex-verloof uitstalling en ook die splinternuwe Wedding Guide 2027. Ons gesels tafeltennis saam met Chris van der Walt, leer die kuns van perfekte sushi saam met Jacques Germeshuis en Ayrton kuier saam met ons om te gesels oor sy nuwe enkelsnit. Dit gaan baie lekker wees. Klink baie lekker. Nou voordat ons daarby kan uitkom, moet ons natuurlik eers by die oggendpraatjies uitkom en ek het 'n interessante storie wat ek met julle wil deel. 'n Australiese vrou wat vir die moord op haar huismaat 'n vonnis van 16 jaar uitdien, is weer in die nuus. Die keer oor die spesiale mediese voorregte wat sy agter tralies geniet. Alicia Schiller is in 2017 aan die moord op Tyrell Everton Mostert, 'n ma van 3, skuldig bevind. Schiller het nadat dit aan die lig gekom het dat sy toegang tot die gewilde gewigsverliesmiddel Ozempic gekry het, weer opslae gemaak. Dit kort na sy plastiese chirurgie ondergaan het om oortollige vel by haar ooglede te verwyder. Sy het selfs vroeër toestemming vir IVF-behandeling gekry waarvoor sy die maksimum sekuriteitstronk tydelik sou kon verlaat, maar sy het daardie aansoek later teruggetrek. Die nuus oor die Ozempic-behandeling het egter 'n storm ontketen. Bronne binne die tronk beweer dat Schiller 'n liefde vir gemorskos, lekkers en gaskoeldrank het en dat sy bloot haar eetgewoontes kon verander. Nou, die slagoffer se ma, Jo Everton Mostert, is woedend. Sy sê dat dit 'n vermorsing van belastingbetalers se geld is. Opposisiepolitici stem saam en vra waarom 'n veroordeelde moordenaar sulke luukse mediese sorg ontvang. Die Victoriaanse regering verdedig egter die besluit. Hulle voer aan dat dokters hierdie mediese besluite neem om ernstige gesondheidsprobleme in die toekoms te voorkom en dat hierdie mediese behandelings volgens hulle in die langtermyn juis geld vir die belastingbetaler kan spaar. Goed, oor na julle. Is 'n Australiese dame, né? Australiese, ja. En jy het nou gepraat van wat? Victoriaans, wie? In the state of Victoria. Oh, the state of Victoria. Ja. Oh. In Australië. Ek kan nie, toe ek hierdie storie nou hoor, is ek kan nie verstaan hoe al hierdie goed, dit word net erger en erger en erger. Sy is 'n veroordeelde moordenaar. Iemand is oorlede, maar nou kry sy allerhande voordele. Ek verstaan dat gevangenes dit moet kry wanneer hulle mediese sorg nodig het. That I understand completely. But all of these things are luxuries that people outside of jail can't even get. Some people are desperate to have a child and they cannot have it because they can't afford IVF. Now you are a convicted murderer. Not only are you getting IVF, you're getting Ozempic and plastic surgery. Ek kan nie glo hierdie is eintlik 'n storie. Dit klink soos 'n fliek. Dit klink soos 'n fliek. I can't believe that this is something that is happening in 2026 and in the real world. Ja nee, dit lyk vir my dit raak nou deesdae 'n kwessie van ag nee, wat moenie komkommer nie, as ons tronk toe gaan is in elk geval baie lekker daar. Wat verkeerd is. Ja, maar ook die idee van gemorskors. Ja. In die tronk eet jy wat jy gegee word. Ja, geniet Because you've done something that's landed you up in jail. So there are certain things and certain privileges that are revoked from you because you are a prisoner. Like, I don't understand, waar kry sy al hierdie gemorskors en die gaskoeldrank en die lekkers? So, haar lewe het eintlik nie veel verander nie. Nee, ek dink nie so nie. En ek dink net, waar trek mens die lyn dan vir, dit gaan eintlik die belastingbetaler geld spaar, as sy nie oortollige gewig het nie, as sy nie, no, it's just, it's unacceptable to me. I think it's Ek wil net sê, oom Pieter moet met hulle gaan gesels.
ons minister. Dis dalk Hy 'n moet 'n goeie bietjie met idee. hulle gaan gesels en verduidelik hoe werk dit in ons tronke. En om jou af te sluit dalk hierdie storie nou spesifiek in die woorde van ons eie ras, absolutely not. Absolutely not. Kom ons gaan oor na iets wat bietjie meer positiefs is vir die tyd van die oggend. Navorsers het 'n nuwe soort living plastic ontwikkel wat sonder om 'n spoor van skadelike mikroplastiek agter te laat binne net 6 dae kan afbreek. Die materiaal bevat 'n spesiale bakterie wat onaktief is terwyl die plastiek gebruik word. Sodra die materiaal egter geaktiveer word, word die bakterie wakker en begin hulle ensieme vervaardig wat die plastiek stap vir stap tot sy basiese boustene afbreek. Hierdie bakterie is ingebou in 'n plastieksoort wat reeds algemeen vir 3D-drukwerk en mediese steke gebruik word. Onder normale omstandighede bly die plastiek sterk en duursaam, maar sodra dit met 'n spesiale voedingsoplossing in aanraking kom, begin die afbreekproses. Om te wys dat dit werk, het die span 'n draagbare sensor uit hierdie plastiek gemaak. Dit het perfek gewerk en toe binne 2 weke heeltemal verdwyn. Die navorsers hoop om hierdie tegnologie ook op ander plastieksoorte toe te pas, veral die wat ons vir eenmalige verpakking gebruik. Hierdie is so 'n fantastiese storie, want mens hoor oor hoe plastiek net op rommelhope beland, of selfs in oseane en al die see diere wat daaraan verstik of dalk doodgaan omdat hulle dit deeltyd net inneem. So I think the story is so positive and I hope that it's going to be something that can be more widely used. Ek stem saam en ek dink bewusmaking, weer eens kom ek terug na bewusmaking toe in die verband en ek sou hoop dat so iets, jy weet, wat noem hulle dit, soos 'n sneeubal effek Ja. op die einde van die dag het, dat dit soveel meer mense inspireer om wel daai soort plastiek te gebruik of dan nou aan te skaf, maar dat dit net 'n algemene ding wêreldwyd sal word. Ja, Ek is verbaas oor die tegnologie daar agter. dit is, né? Ja, ek het nie gedink daar bestaan so iets nie, maar wel dan en al die slim mense, die ooms in die tantes met die dik brille, die baie penne in die sak en die wit jassies wat by dit uitgekom het. Dit is amazing en ja, ek sien nogal mense aanhits vir vervaardigers en so aan en jy weet die ouens wat al die plastiekprodukte nie net vervaardig nie, maar ook gebruik. Kry van dit. Dink jy plastiekvervaardigers moet verplig word om materiale te gebruik wat beter herwin kan word en wat meer omgewingsvriendelik is? Ek dink so. Ek dink dit is net tot voordeel van die omgewing. So hoekom nie? Dis, wat sê jy, Pieter? Ek stem 100% saam en ek dink ook nie. Dink jy daar's 'n koste-implikasie? Is daai tipe plastiek 'n bietjie duurder? Ja. Hier kom weer 'n price increase. Ja, maar dit is 'n goeie punt wat jy maak, want so 'n tipe tegnologie is natuurlik nou in 'n ontwikkelingsfase. So om dit nou uit te rol, gaan baie duur wees, maar oor die lang termyn gaan dit dalk beter wees vir die omgewing. So mense is maar nou hoopvol dat dit iets gaan wees wat bietjie wyer beskikbaar gaan wees en wat natuurlik beter vir die omgewing is. En miskien kan hulle meer navorsing doen om seker te maak dat daar nie 'n soort koste Ja, daar sê. impak dan nou is nie. Ja. Ontwikkel die ding so dat dit nog nie 'n koste-implikasie sal hê nie. Ja. Maar nee ja, Lekker storie. nou, so min as moontlik plastiek, dan is dit nog beter. Maar nee ja, bly ingeskakel, net hierna gesels ons oor daai bederfie spesiaal vir al ons verloofdes of toekomstige bruide, die ex-verloof uitstalling en meer. Hartlike goeiemôre en baie welkom hier saam met ons by Goeiemôre, Good Morning.